So is my voorreg om vandag met Anshin te praat. Ek het vir Anshin 'n hele paar jaar gelede ontmoet, toe ek nog in korporatief gewerk het. En dis iemand met wie ek al baie jare saamstap. So dis maar baie lekker om uiteindelik vir Anshin hier op die verhoog te hê, as deel van die Etienne van Deerdenveld se reis. So dankie dat jy gekom het, Anshin, dis regtig great. Maar goed, Anshin is 'n advokaat, so ek het besluit, ek gaan nou met betooghoef te begin. En daar's 3 goed wat ek vir julle gaan sê. Dis juist, ek gaan praat oor die regte, ek gaan praat oor boeke en ek gaan praat oor perde. Maar Anshin, voordat ons daarby kom, net iets oor jou persoonlik. Jy is ook getroud, ek ken nou vir Johan. Julle is al baie lank getroud en op 'n manier is dit wat jy en Johan by mekaar gebring het ook tog alles te doen met wie jy is. Wil jy net vlugtig iets daaroor sê asseblief? Ek en Johan is nou 38 jaar saam. En ek dink hy sal dit absoluut hard dat ek sy naam hier op voor gesê, maar ja, laat ek dit maar doen. Ja, ons kom van altyd af saam, of het voel, ek het hom 'n week na my 18de verjaarsdag ontmoet. En ons is van toe af al saam. Hy is the wind beneath my wings. Ons het saam gewerk van die begin af. Hy het voor my begin werk, hy is 4 jaar ouer as ek. Vandat ek begin werk het ek saam met hom gewerk. En ek het nou afgetree, April, hy het Junie afgetree. So ek kan nou amptelik sê, ek het geen deel van my loopbaan ooit sonder hom aangepak. En was ek spyt? Nee, nooit. Die paar dae wat hy om een of ander rede nie saam met my in die kantoor was nie, het daar iets gekort. Kan 'n man en vrou saamwerk? Ja. Dis verstommend. Maar dit verdien applaus. 38 jaar saam is ek en Elma is nou hier so by die 32, so ja, ons is nog agter julle. En dan, ek wil nou juist net gou iets oor jou regsagtergrond praat. Jy en Johan is albei, ek het net genoem, julle is regsgeleerdes, advokate. Julle het beide afgetree uit die vervolgingsgesag as 'n staatsaanklaer. Joe natuurlik, wat hier aan die ander kant sit, het by die bank, daar sit jy, het op die bank gesit en vir julle geloer. Wil jy net iets vlugtig daaroor sê, want ek dink dit is tog, dis net iets besonders wat julle oor 38 jaar, wat julle oor al die jare daar gedoen het, en dan kan ons by die boeke kom. Ja, vir my was dit 34 jaar wat ek in die regsberoep was. Ja, dit was baie weird storie eintlik, hoekom ek regtig geswat het, ek wou BA tale gedoen het. En ek het in die ry gestaan by die universiteit en die meisietjie wat agter my gestaan het, soos dit nou maar is, toe ons moes registreer, hierdie twee met mekaar gesels en die een vra vir die ander, wat gaan jy swat? En sy sê, ek gaan regte swat, en die ander sê, met hierdie groot, ja, jy is seker baie slim. En ek dink, ek kan ook graag slim wees. So, toe ek voorkom, toe vra hulle vir my, en jy juffrou, waarvoor registreer jy? Ek sê, regte. Ek sê, maar hierso staan BA, ek sê, maar ek het dit nou verander. Dit is ook in die regsberoep beland het, en nee, ek is nie spyt nie. Ek dink dit het vir my ander mens gemaak het, dat my anders na die wêreld kyk. Dis jammer dat ek die regsberoep nou maar agter my sal los. Dis tyd vir 'n nuwe generasie, maar die les wat ek geleer het, sal ek altyd saamdra. Jy het bekend geword vir jou baie goeie resensies wat jy oor boeke skryf, en jou hitsmerk is uit die perd se bek. So as jy haar nog nie gekry het nie, soek net hitsmerk uit die perd se bek. Alles een woord. Vertel vir ons iets van perde. Hoekom nie die boek se bek nie? Ek het op 'n plaas groot geword en ek het van kleins af die ding gehad van ek gaan eendag 'n perd hê. My pa het vir my gesê, al die lucerne wat jy sien is vir jou angoras. 'n Perd eet net. Jy kan hom nie eet nie, jy kan niks met hom doen nie. Ek gaan nie vir hom lucerne gee nie, jy gaan nie 'n perd kry nie. Toe het ek gedink, miskien moet ek met 'n boer trou, dan kan ek my perd dan. Ek het toe nou nie met 'n boer getrou nie, so ek het half moet opgegee oor die perde ding. En toe ek 38 was, het ek my eerste perd gekry. Iemand het my gister gevra, het jy toe eers begin leer perd kry? Ja, ek het. Ek het myself 2 keer in die hospitaal ingeval. En van toe af het ek nog altyd perde gehad. Ek is elke dag met my perde, ek mis hulle terwyl ek hier is. Ek dink hulle maak van my 'n beter mens. Ek en Anshin het hier toe gery van...
nie so goed nie, sy sou kan regkry, maar ek kan perdry, maar dan ek dink nie ek weet nie of ek nee, maar ek wil net sê toe ons nou ek het aan Makanda gaan optel en ons het hier na toe gery en dit was my net ek gaan nou nie dis eintlik 'n hele lesing op sigself hoe sy vir my vertel van die perde se persoonlikheid. Ons is hier eintlik om te praat oor boeke, maar ek wil tog perde bring by boeke. Ek het 'n boek, dis so grys, nee, dis 'n breinboek, dis 'n lelike boek. A Dictionary of Symbols and Imagery. Nou dis julle ken hom. En op die voorblad staan daar net dat en dan is daar 'n perd op die voorblad. En dis my nogal onthou ek weet nie of jy dieselfde edisie het nie, maar my net 'n perd op die voorblad. So dis letterlik is 'n groot dik boek met niks. Het jy ook die perd op die voorblad. En as jy gaan kyk na juis na perde, ek het na Dictionary of Fables ook gaan kyk en as jy in imagery and symbols, ek wil die perde is net so 'n ongelooflike deel van literatuur. Het jy al 'n bietjie daaroor gaan lees hoe perde en literatuur en so aan bymekaar kom? Ek het baie min self daaroor gelees omdat mense vir my baie van dit vertel het. So ek is nie onbewus daarvan nie. En uit eie ervaring wil ek ook net sê vir my is hoekom dit uit die perd se bek is. Ekskuus, ek het net nie eintlik jou vraag geantwoord hoekom dit uit die perd se bek is nie. Die uitspraak het tot stand gekom op 'n stadium wat my eerste perd wat ek gehad het, ek besig was om te verloor aan kanker. En dit wat ek by hom geleer het, eerstens was integriteit en eerlikheid. Ek het vir Isak langs die pad ook vertel, as jy in die veld en gaan my perd loop in die veld, hulle is nie in 'n stal nie. En ek probeer by hom uitkom, maar my bui is nie wat dit moet wees nie, sal hy nie naby my kom nie. Dis asof hy vir my gesê het, gaan raak jy maar eers bietjie rustig, dan kan ons gesels. So vir my was uit die perd se bek was 'n eerbetoon aan hom, en dit was ook vir my herinnering dink ek om altyd eerlik en met integriteit op te tree. So vir my perde is 'n simbool van baie dinge. Vir my persoonlik is dit integriteit heel eerste. En dit wat ek nou noem is dat ek het vir Anshin leer ken toe ek nog korporatief gewerk het en omdat ek as deel van my beroep, ek was 'n bemarkingsbestuur by Lapa, dis waar ek vir Japie Gous vandaan ken. Hy was op 'n stadium my grootbaas gewees. En ons het onder andere het ons begin ek ken dit ruiterlik. Ons het begin soek na smaakmakers. Ons het dit 'n ander woord genoem daai tyd, maar ek gebruik nou opsetlik die woord want dit is deesdae 'n bietjie van 'n vloekwoord. Ek is skuldig daaraan. Ek het mense gaan soek om vir ons boeke te begin oor ons boeke te begin gesels op die internet. Maar wat ek gedoen het is ek het juis gaan soek na mense wat ek weet wat nie nonsens gaan praat nie. En ek het afgekom op hierdie Anshin Conradie. Ek het haar van ginkant af geken. Ek het op daardie stad in die Kaap gebly. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. En ek het begin lees wat sy oor boeke skryf. Nou in die eerste plek as jy gaan kyk, dan gaan jy agterkom sy lees nogal wyd. Die ander ding wat ek ook net terloops wil noem, want dit is in daai tyd het ons iets agtergekom, is dat ons het ook Mills and Boons uitgegee in Afrikaans, die Romanza reeks. En wat ek agtergekom het is dat die groot lesers van Romanza is ook mense wat André Brink, Etienne Leroux, Etienne van Heerden en dies meer lees. Ek en Bernard het al hieroor gepraat, maar dit is regtig interessant dat mense wat lees is lesers. So ons het toe, ek sien, jy knik na jou kop, Hannes terloops, hy gaan net nou kom praat, maar ek en Hannes kom ook al 'n lang pad aan en hy het 'n groot deel van hierdie pad saam met my gestap op verskeie vlakke, maar dit is nou nie belangrik nie. Wat belangrik is dat ek het Anshin raak gesien omdat ek agtergekom het hier is iemand wat met integriteit skryf. Ek het haar gekontak en gesê mag ons vir jou begin boeke stuur. Mea culpa, ek is deel van daai kultus. Ek sê dit openlik. Maar goed, hoeveel boeke het jy net terloops? Want ek was nou na die tyd het ek haar leer ken en was ek al by haar aan huis gewees. Iewers tussen 12 en 13.000. Kan ek jou presiese getal gee nie. Dis verstommend, jy stap in haar huis in en daar's regtig, jy stap in, as dit kamer is, letterlik van die vloer tot by die dak is boeke. Stap jy in die eetkamer in, van die vloer tot by die dak is boeke. en dis meer, so, ja. Goed, maar kom ons praat dan nou oor jou liefde vir lees. Waar kom jou liefde vir lees vandaan? Ilse Salzveld het my 'n paar weke gelede dieselfde vraag gevra. Ek het haar een woord antwoord gegee, bollie konyn. Nou, ja. dit is eintlik seker maar hoe dit begin het. Okay, ek verstaan presies wat jy bedoel, want ek was ook daar. Maar ek dink, toe ek agterna gedink het, dit gaan toch klein bietjie verder. Op die plaas waar ek groot geword het, net buitekant Jansenwil, dis op die Klippplaat, so 40 km uit die dorp uit. En 40 km
vir 'n kind wat niks om te doen op 'n Sondagmiddag en jy mag nie raas nie wanneer die ou mense slaap, is daar baie min ander goed om te doen behalwe om te krap. En ek het in die buitekamer gaan rondkrap en daar was hierdie kartonbokse vol ou boeke. Die ou Swart Luiperd, Bram Leroux, Gerry Radloff, Stefan Radloff, Olof Seerowe, Ramala. En ek was seker so 7 en ek het my dood gesukkel om dit te lees. Ek kon die helfte van die woorde nie verstaan nie, maar dit het my besig gehou Sondagmiddag. En ek het nou nog daai boeke en ek dink dit is waar dit vandaan kom. Ek het vir myself 'n kokon geskep waar die res van die wêreld heeltemal uitgesluit was en die Sondagmiddag het bygegaan en my ma moet my kom soek, dan sit ek nog by die boeke. En ek dink op 'n manier herskep ek dit nog steeds wanneer ek lees. Nou Evelyn, Darryl het net die saak aangeroer, dus kom ek het beslis gaan aanraak, want daar is deesdae 'n baie groot, baie mense sien neer op die sogenaamde nie-akademiese resensente. Teresa Fogarty het die ander dag, het sy deelgeneem aan 'n program wat op YouTube is, julle kan op my Facebook gaan kyk as julle dit wil kyk. Sy het vir die onderhoudvoerder gesê, daar word deesdae meer boeke gepubliseer as in die verlede. Vir iemand soos Fogarty's wat boeke aankoop en weer verkoop, raak dit eintlik 'n probleem, want daar's net ontsettend baie, so wat hou jy nou aan, wat hou jy nou nie aan nie. Nou gelukkig Teresa ken haar customers, sy is een van die mense, as jy instap, jy wil 'n boek hê, maar jy stap nooit met 'n boek uit nie, so, in elk geval, maar dis 'n goeie boekwinkel. Maar, ek het dit nou regtig erken, ons het baie navorsing gedoen, ek het baie navorsing gedoen in die VSA, dis hoekom ons met daai program begin het, maar wat sê jy nou oor hierdie Snotjantiti debat? Laat ek net eers sê, toe Johan die eerste keer hoor van smaakmakers het dog, dit is Aramat. Wel, ek moet erken, ek hou die woord smaakmaker, maar dit is nou maar die ding wat deesdae trend. Ek is nie mal daaroor nie, maar goed. Ons het dit nou so ons bly nou maar daarby. Ek het verskriklik baie daaroor gedink. Die afgelope 2 jaar, dit mag langer as dit wees, maar ek het nou maar die afgelope 2 jaar eintlik van die hele storie bewus geword. Het ek genadiglik van die kantlyn afgesien hoe vriendskappe gesneuwel het op sosiale media oor hierdie debat. En dit was my ongelooflik hartseer. Mense het mekaar geblok, mense het mekaar beledig. Julle sal almal weet, een van dit by die polisiestasie gaan draai. Ja. En dit was vir my ongelooflik hartseer. En toe het ek op 'n stadium gesels met Ronelda Kamp vir 'n week, geweldig baie respek, het maar heeltemal 'n ander konteks. Ons het glad nie oor die smaakmakers gesels nie. En toe sê sy vir my, een van haar lewensmotto's is, sy probeer kyk wat sy in gemeenheid met mense. Sy probeer grond van ooreenstemming vind eerder as verskille, want dit is soveel makliker om verskille te kry. So dis waar ek staan nie meer. Ek soek na ooreenkomste. Ek soek na maniere om brûe te bou. Ek soek na maniere om die twee kante, want ek wil nie hê dit moet langer as twee kante gesien word. Jy sal besef dat daar meer ooreenstemming is as verskille. En dat vriendskappe belangriker is as enigiets waaroor ons stry. Daar's plek vir albei, dis my kort antwoord. Ja. Of ek in die debat betrokke is, nee, en as dit van my 'n randfiguur maak, dankie vir Clinton en vir Selwyn, dis okay om 'n randfiguur te wees, dan bly ek daar. Ja. Selwyn se lesing gister was baie goed geweest. Maar net op daai punt, ek wil, jy is al benoem as 'n smaakmaker. Jy was op die Nasdaq gewees. En as ek reg onthou was dit die jaar gewees waar Boerboel se mannetjies met hulle kort broekies daar rondgehardloop het. Nou jy's nie iemand wat in jou bikini jou boeke bemark nie. Hoe sien jy die hele daai hele ding, want dit is eintlik een van die probleme dink ek, is dat die smaakmakers mense dink aan Boerboel mannetjies. En daar is natuurlik ook, ons het gister, maar dis juist, Bernard het baie daaroor gepraat, daar is natuurlik ook die trend dat 'n mens jou boeke bemark met, jy weet, die meeste van alles wat hier hang uit. En jy weet, so jy sit so half en konsentreer terwyl jy luister na wat iemand sê oor boeke. Maar ek snap 'n bietjie tong in die kies, want dis wat mense graag wil hê oor smaakmakers, maar is dit al wat smaakmakers is? Toe ek die eerste keer op Nasdaq uitgeloop het uit die huisbak uit, het ek amper omgedraai by huis toe gegaan. Want dit was 'n totale kultuurskok, soos vir die deur oopgaan, is al wat jy sien is ek sluk maar sy kinders, dit het vir my gelyk of jy die mense nog in die skool moet wees, en weet jou ma waar jy is, en weet hulle dat jy met 'n glas wyn in die hand rondloop, en is net selfie sticks, dit was my totale kultuurskok. So ek kan verstaan dat mense dink dat dit is so 'n smaakmaker lyk. En
die paar van ons wat vir boeke benoem was, het uitgestaan, het ek nie soms kon uitken, het in ons ouderdom en ons klere, want ons het heeltemal anders gelyk. So, nee, ek dink nie, die BookTok is ding wat nog nie regtig in Suid-Afrika plek gekry het nie. Ek dink dit sal mettertyd gebeur, en ek dink dit sal jonger mense wees wat dit oorneem. Ja. Ek dink die hele smaakmaker effek is toch iets vir die jonger generasie. Ons wat ouder is, en ek sluit myself daarby in, dink ek wil myself beperk as smaakmaker dit te sê, miskien kan ek vir iemand 'n rigtingwyser wees as hy net R300 het en hy kan net een boek koop. Om vir hom te help besluit wat 'n boek om te koop. Die enigste video in my lewe wat ek ooit gemaak het oor 'n boek, het ek nie 'n woord gesê nie. Ek het op 'n perd se rug gesit en die boek so vir die mense gewys en 'n paartjie verbygeloop. En dit was een video en ek kan nie sien dat dit weer sal gebeur nie. Ja. Net op 'n ernstige noot, as jy's nou bewustelik, en ek het nou begin met jou regsagtergrond, so jy's iemand wat eintlik 'n ander werk gehad het, en nou is jy afgetree en jy speel met jou perde, maar jy doen nog baie werk vir boeke. Jy spandeer ontsettend baie tyd op Lekker Lees Boekrak. Dis gratis of nie, daar's nie 'n sent van inkomste vir jou nie, en jy doen regtig moeite daar. Maar wat doen Lekker Lees Boekrak vir Afrikaans, en dan vir boeke eintlik oor die algemeen? Lekker Lees Boekrak kan ek uit 'n persoonlike oogpunt daar antwoord. Toe ek aangesluit het by Lekker Lees Boekrak was dit op 'n stadium in my lewe wat ek glad nie meer Afrikaans gelees het nie. Ek het net Engels gelees. Ek het ook nie plaaslike Engels gelees nie. Daar bly ek mea culpa, soos wat jy nou ook gesê het. So ek kan nie sê dat Lekker Lees Boekrak nie 'n verskil maak nie, want dit het vir my 'n verskil gemaak. Dit het my teruggebring na Afrikaans toe. Die eerste Afrikaanse boek wat ek seker 20 jaar gelees het, was 'n boek van Jeanette Paul. Ek kan nie eens meer onthou wat die een nie. En daarvandaan het ek weer Afrikaans begin lees. So ek dink, ons kan nie die invloed van 'n groep soos Lekker Lees Boekrak onderskat nie. Ek kan nie, want dit het in my lewe verskil gemaak. En ek is seker, ek is nie die enigste nie. Ek dink die ledetal staan nou hier by 11,000. En ja, ek dink dit maak 'n verskil vir Afrikaans spesifiek. As jy 'n toerstokkie sou hê om iets te doen om die Afrikaanse boekbedryf beter te laat werk, wat sou jy voorstel met jou toerstokkie? Ek sal vir jou gee. Ek dink regtig nie, ek wil daai verantwoordelikheid hê nie. En as ek kyk wat iemand soos jy al vir die Afrikaanse boekemark gedoen het, ek sal hom heel eers vir jou gee. Okay, wel dankie. Dis nie die antwoord wat ek verwag het nie. As mense jou wysheide wil raak lees, hoe diegene wat nou nog nie vir Anshin Conradie raak gelees het nie, hoe kan ons lees wat jy skryf? Ek het so 'n jaar gelede het ek vir my 'n Facebookblad geskep wat maar net uit die perd se bek is. Omtrent alles daarvan word gedupliseer op Lekker Lees Boekrak, maar almal is nie deel van Lekker Lees Boekrak nie, dus kom ek 'n aparte blad geskep het. En ja, mense kan kyk op Instagram. Ek het hom nou maar eintlik bygesit omdat die uitgewers het gevra, maar my Instagram het ek onmiddellik vir mense waarsku te woordbeperking. Dis ek het 325 woorde. So wat ek ook al daar skryf is 'n geweldig verkorte weergawe van wat op my blad is. So as jy vinnig wil lees en net so vinnige idee wil kry, Instagram is ook daar uit die perd se bek. Maar as ek sê wees net gewaarsku, dis nie die volledige teks. Die volledige teks is op die Facebookblad. En jy is nie op 'n bikini op Instagram nie. Glad nie. Ek is klaar met my vrae. Is daar op hierdie stadium vrae uit die gehoor uit? Vir Anshin, daar's iemand? Praat net lekker hard. Ekskuus. Praat net lekker hard. Ek wil net graag weet, jy het nou so lank in die regsberoep gewees en dit beïnvloed mense leefwêreld en jou verwysingsraamwerk. Wat ek sê het baie daaruit geleer. Kan jy 'n bietjie meer sê hoe dit jou beïnvloed met jou lewe verder, die fasette en dan veral met die skryf? Dankie. Dankie. Ja, ek dink vir my is die heel belangrikste ding wat ek self geleer het. Jonathan Amit sê altyd, mense moet nie sê ek persoonlik, want wie anders as jy nou is ek persoonlik, ek het altyd gesê ek persoonlik. Is die alter in partem, hoor die ander party. En ek dink dit sluit ook aan by die vraag wat Isak net gevra het oor die smaakmakers en waar ek in die debat staan. Ek sal eerder luister as wat ek deel van die argument gaan wees. Ek dink ons luister te min. En dit is een van die goed wat ek in die regsberoep geleer het, is bly net stil en luister, en moenie luister met 'n vooropgestelde antwoord in jou eie kop nie. Hoor regtig die ander persoon, hoor wat agter die woorde lê. So is iets is wat ek uit die reg geleer het, en wat ek in die boekewêreld ook nogal graag
toegepas sal wil sien, is dit regverdigheid en om die ander party te kan hoor. En ook as jy 'n boek lees, wat probeer die skrywer regtig sê? Of jy daarvan hou of nie, is eintlik die punt. Die punt is, hoor jy wat die skrywer sê? Ek sien nog 2 hande, daar Heinrich en dan Alwyn. Ja, ek is eintlik môre almal 'n kompliment vir jou en vir Darryl en ek weet nie of die BBS ook betrokke is by die saamstel van die program nie, dat julle dit reg kry om so uiteenlopende klomp temas en mense op die program te kry. En ek sê dit nou en na aanleiding van hierdie onderhoud, want ek ken nie vir Antje nie. Sy het gister deel my opwasie aan my opgetip. Wat sê mense? Ek weet nie hoe werk dit goed nie, maar sê mense. Ek sal nie vir jou aan sê nie. Ek sal dit nie ou mis nie, want ek voel skielik, nou ken ek haar. Ja. Dankie. Ariana, ek gaan nog twee vrae, Alwyn en dan Ariana en dan gaan ons aanbeweeg asseblief, ja. Angela, ek kom op 'n plek so maandag by leesfees. Jy het my 'n storie vertel van 'n boekprys wat jy gebring het op skool. Sal jy omgee om dit te Alwyn het niemand op jou gesê wat Apple sien Klerksdorp stage in Klerksdorp. Ja, ek sê die storie so kort as moontlik, maar ons het op skool die voorreg gehad dat jy het 'n sekere hoeveelheid punte opgebou na die prysuitdeling toe en die punte is omskep in geld. En ek was nou baie klein skoolkind, Kirkwood, so om na 'n stad toe te gaan was 'n ding. En dan het almal van ons wat nou 'n boekprys sou kry by die prysuitdeling is in 'n bus gestop en dan het ons nou PE toe gery gedega soos dit nou is. En as ons in 'n boekwinkel ingestap en dan het jy die bedrag op 'n papiertjie, dan kan jy vir 'n boek gaan uitkies. Dit gaan jou boekprys wees. Jy kon bybetaal, maar ons het hom altyd probeer om in die budget te bly. Maar op daai stadium het ek was so staat afstand 9, was daar geen beperking op wat se boek jy kies nie. Jy kon enigiets kies. En ek het dus nie rakke rondgeloop en dit was hierdie tyd van Father Ralph en Megan, die Thornbirds, en die boek is toe op die rak en toe vat ek die Thornbirds. En niemand het gekyk na wat ek vat, hulle het net gekyk of ek binne die bedrag bly en ek het binne die bedrag gebly. En natuurlik by die skool plak hulle so 'n plakkertjie in, Ansel kry nou dit en die Engelse onderwyser roep my en hy sê vir my, "What have you done?" Waaroor nou? Hy sê, "You can't have this book." Ek hoekom nie? Julle het hom nou gekoop. En die volgende jaar is daar toe 'n reël dat jy nie by die deur mag uitgaan voor jy jou boek goedkeur het. Ek het nog steeds die Thornbirds. Hy staan nog steeds in my rak. Het jy hom al gelees? Ek het hom gelees. Ek is bly daaroor. Presies albei. Sorry, okay, Rihanna het 'n vraag en dan kan jy afsluit. Rihanna, Ek het jou 'n opdrag gee dat ek dink jy's die perfekte persoon om Glynis Breitenbach se biografie te skryf. wow, okay. Ek het baie respek vir Glynis Breitenbach. Ek het haar nog nooit ontmoet nie. Sy is baie dinge wat ek aspireer om in my lewe te wees. So of ek dit gaan doen of nie, kan ek nie nou vir jou sê nie, maar baie dankie vir die groot kompliment. Baie dankie daarvoor. Laaste en dan gaan ons afsluit. Antje, ek wil net sê, ek is bly dat ek jou nie in die hof ontmoet het nie, want ek kan sien, daar sou jy nie geglimlag het nie. So ek is bly ek glimlag hier. Maar ek wil net sê, die een ding wat mense soos jy en ek en Isak reg kry. Jy weet, maak nie saak wat die kritiek is nie, is dat ons lees sexy maak. En ek sê vir jou, hoekom, glad nie iets te doen met 'n bikini. Ja. Okay, maar om kinders in 'n skool te kry om te lees, is baie moeilik. Maar, as daar 'n kultuur is, waar, jy weet, dit cool is, om boeke te lees, jy weet, dan dink ek, jy weet, ons het, jy weet, 40% jy weet, aan ons name bygesit want dit is 'n belangrike, om 'n kind by 'n boek uit te kry, is belangrik. Jy weet, hopelik lees hulle die boek en neem nie net selfies saam met die boek nie. Maar ek is seker as mense die tyd en die geld jy weet, het om 'n boek te koop, sal jy hom ten minste lees. En ek dink dis die begin van alles. Net soos jy oor lekker lees
jy weet die boekrak noem, hoe dit jou verander het. Ek dink sulke dinge verander mense, en ek sien dit veral, hier is daar nie baie jong mense nie, maar ek sien dit in Howick, baie jong mense, wat na die hulle wil skrywers wees, jy weet, dit is wonderlik. Ek wil eintlik net sê groot mense ook natuurlik, nie net kinders nie. Ja, ek wil net een ding sê, begin my, as ek nou oor my tyd gaan, ek hou die gangbaan met groot bewing dop. Ek is bly dat jy praat oor kinders en oor kinderboeke, en ek is bly dat Hannes hier is, en ek het hier agter die Saartjie Spinnekop boek van Rihanna het 'n ereplek op my rak. Daar's 'n hele paar mense wat reg sê dat kinder- en jeugboeke te min aandag kry. Ja. En ek dink dit is so, ek sal op my manier, en ek sê dit voor almal wat my, ek klink soos 'n huweliksbevestiging, wat my later tot verantwoordelik kan roep as ek nie my woord sou hou nie. Ek sal, so lank soos wat ek kan, sal ek altyd aanhou om kinderboeke en jeugboeke spesifiek te bemark. Ek dink daar's te min mense wat dit doen. Ek dink wat jy genoem het is 'n baie belangrike ding wat ek nog so gedink het, nie, dat lees is cool. Lees is nie vir die nerd wat daar in die boekie sit nie. Lees is vir almal. En as ons nie, ek is geskok om te hoor hoe swak die leesvermoë van kinders is. En ons kan dit op geen manier net in die onderwysstelsel regmaak nie. Ons het nodig dat kinders lees. En as kinders nie weet wat daar buite is om te lees en hoe cool dit is om kinderboeke en jeugboeke te lees nie, gaan hulle dit nie lees nie. So ek werk op 2 vlakke met dit. Ek probeer die kinders oortuig. Al my resensie eksemplare van kinderboeke deel ek uit vir kinders. En wat altyd lekker is, as hulle vir my vertel, hulle maatjies het nou ook daai boek gaan koop. Dit is my baie groot kompliment. Want ek is op 2 vlakke. Ons moet die ouers ook convert. Ons moet die ouers ook weer kry om nie net self te lees nie, maar om vir hulle kinders te lees, om saam met hulle kinders te lees. En daarom sal wat ek oor kinderboeke skryf in 'n baie groot mate meer op die volwasse leser gemik wees. Hulle is die mense wat die boeke koop. Hulle is die mense wat maak dat die kinders lees. So dis 'n baie belangrike punt wat jy geopper het, ja. Ek is passievol oor kinders wat moet lees. Dames en here, baie dankie.